Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy ons uitgespaar het. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. En die gebed van Maart is dat die waarheid van God se woord ons sal begelei, dat die woord die lig vir ons pad sal wees en die lamp vir ons voet, en dat ons ook so sal lewe in hierdie krom en verdraaide geslag as skynende ligte in die donker wêreld. Ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks vanuit die boek Spreuke, Spreuke 16 vers 14 tot 19. U sal onthou, ons het by die vorige oordeenking gestop by vers 13. Ons het gepraat oor eerbare leiers doen wat reg is. Ek het vir u gesê, eerbare leier kan alleen doen wat reg is, as hy wandel volgens die woord, want die woord verklaar vir ons wat is reg en verkeerd. En as ons dink aan Suid-Afrika, Suid-Afrika het bekend gestaan as die Republiek van Suid-Afrika, en 'n republiek, vriende, was eenvoudig leiers wat God se wet moes toegepas het. Hierdie wet was opgeneem in die Romeins-Hollandse reg, hierdie regstelsel wat baie goed gewerk het vir Suid-Afrika vir baie jare, en die leiers moes hierdie wetgewing geïmplementeer het en dan ook toegepas het. En kan ons terugdink aan die wonderlike geseënde jare wat die Here vir ons gegee het in Suid-Afrika. Nie dat ons leiers altyd alles reg gedoen het nie, maar ons weet een ding, vriende, toe God se woord uit die parlement verdwyn, toe God se woord uit die skole verdwyn, uit die universiteite verdwyn, uit die kweekskole verdwyn, het hartseer en elende Suid-Afrika besoek, en ons beleef 'n tyd waar Suid-Afrika een van die gevaarlikste lande in die wêreld is. Waarom? Omdat ons leiers God nie meer vrees nie. En u kan u opinie hê, vriende, en elke ou is seker geregtig op sy opinie. Maar luister, die Here nooi ons nie uit om hom te dien nie. Die Bybel sê vir ons, hy gee ons die opdrag. Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. God se opdrag vir elke mens is dat ons hom sal dien in vrees en in bewering. Dat ons hom sal dien met blydskap en met eer. En as ons dit nie doen nie, dan pluk ons die bittere vrug van ons handelinge. En dan ook, die hartseer as ons so sterwe, die ewige vrug van God se toorn oor ons lewe, want die Bybel sê, wat die mens saai, dit sal hy maai. En dit bring ons by vanmôre se boodskap, want ons gaan vanmôre 'n bietjie verder kyk na leiers, en na die gedagte van wysheid, en dat ons moet versigtig wees vir hoogmoed. Hoor wat sê vers 14 en 15. Daar staan, die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood, maar 'n wyse man bring dit tot bedaring. In die vriendelike blik van die koning is lewe, en sy welgevalle is soos 'n volk van die laat reëns. Nou vriende, ons weet ons het nie meer konings in ons tyd nie. Ja, ons dink aan die koning in Engeland, maar oor die algemeen is daar nie konings in die wêreld meer wat regeer soos in die tyd van die Bybel nie. In die tyd van die Bybel was daar konings wat geweldig streng was in die wyse waarop hulle regeer het, en dikwels was hulle emosie, hulle wet. En volgens hulle emosie het hulle opgetree en radikale dinge gedoen. En daarom sê die Bybel, die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood. Ons dink maar daar in die tyd in Egipte land, hoe koning Farao opdrag gegee het, dat al die manlike kinders onder 2 jaar doodgemaak moes word. Ons vind dit later daar in Matteus, waar koning Herodes dieselfde opdrag gegee het, en die wreedheid van 'n koning wat die Here nie ken nie. En nou sê die Bybel vir ons dat die grimmigheid van 'n koning is soos boodskappers van die dood. As 'n koning kwaad opgestaan het, vriende, het hy dikwels dinge gedoen wat glad nie goed deurdagte dinge was nie. Wrede dinge gedoen, en die volk dan in hartseer en ellende gedompel. Ons dink aan koning Nebukadneser in Daniël 2. Die Bybel sê vir ons, hy het 'n droom gehad, en hy was so ontsteld geweest toe hy opstaan, dat hy gesê het, as sy leiers nie vir hom, sy wysere, nie vir hom hierdie droom sê wat hy gedroom het, en dan ook verklaring gee daarvan nie, word hulle almal doodgemaak, saam met hulle kinders en alles. En ag, die Bybel leer vir ons dat hulle almal gevrees het, tot Daniël opgestaan het, en vir die koning gesê het, koning, mag jy rustig raak, want daar is 'n God in die hemel wat weet, en Daniël het met die wysheid wat God hom gegee het, die koning se droom vir hom vertel, en dan ook die verklaring gegee, en die koning se grimmigheid het bedaar. En dis presies die gedagte. Vriende, daar is nog steeds vandag leiers wat impulsief optree, volgens hulle emosie, volgens hierdie drange, impulse, en hulle dink nie wat hulle doen nie. Daarom is dit nodig om met wysheid op te tree, om daardie leier se woede tot bedaring te bring. Daarom bid die Here vir wysheid as jy miskien by 'n werksplek is, dat jy nie met vuur sal beveg, of 'n vuur met petrol sal probeer blus nie, maar dat jy die wysheid van die Here sal hê om ook daardie leier se grimmigheid, se woede tot bedaring te bring, sodat daar ook vrede en harmonie kan wees, en bo alles, die verheerliking van God in alles. Want u sien, 'n leier wat maar net optree, veroorsaak baie hartseer vir ander mense. Die Bybel sê vir ons, in die vriendelike blik van die koning is lewe, en sy welgevalle is soos 'n wolk van die laat reëns. En vriende, ek moet vir u sê, in my lewe het ek baie min mense gekry, wat konstant dieselfde is dag in en dag uit.
Daar is baie min van hulle en daarom is dit noodsaaklik dat ons sal sien dat vriendelikheid het 'n geweldige effek ook op mense. Daarom sê die Here vir ons in Filippense 4, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. En in die tyd van die Bybel, in die tyd van die heidense konings en ook vandag as leiers gevul is met hierdie vriendelikheid, dan beleef hulle mense onder hulle hierdie blydskap en vrede waarvan die Bybel praat. En dit klink amper vir u soos 'n utopia. En ag vriende, dis verseker so, ons gaan nie op hierdie aarde die volheid van hierdie saak verstaan nie. Maar daarom het ons as kinders van die Here nodig om deur ons vriendelikheid en deur ons regte gesindheid 'n lieflike geur te versprei onder andere, sodat ander beïnvloed kan word daardeur, by die Here kan uitkom en so ook in die land 'n groter rustigheid kan bring en dan 'n groter verdraagsaamheid waar ons kan saamwerk om hierdie land 'n plek te maak waar ons God kan verheerlik. Jy moet onthou, dit begin alles by God en sy woord, by sy standaard. En daarom, alhoewel dit vir ons lyk na iets wat nie haalbaar is nie, is ons opdrag nog steeds om hierdie hele wêreld in te gaan en die evangelie van Christus te verkondig. Deur ons gesindheid, deur ons woorde, deur ons gedagtes en ons dade, ander te beïnvloed, sodat die Here in alles verheerlik sal word. Die volgende vers sê, hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer. Een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, probeer liewer wysheid te bekom as goud, liewer insig as silwer. En vriende, dis lynreg teen ons gedagtegang van vandag. Die stelsel leer jou, die deursnee mens van ons tyd leer vir jou, man, as jy geld het, dan is jy alles. Dit gaan oor waar jy bly en wat jy ry en wat jy het. Die Bybel sê nee. Die Bybel sê dis beter om wysheid te bekom as goud en insig as silwer. Want jy sien, wysheid neem jou baie verder as wat geld jou neem. Wysheid het nie net 'n invloed op jou lewe en op die mense om jou se lewe nie, maar ook vir die toekoms en dan vir die ewige lewe. Daarom, die Bybel sê, moenie vir julle skat bymekaar maak, waar mot en roes verniele, wat diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skat bymekaar in die hemel. En hierdie skat in die hemel, vriende, is eenvoudig, dat ons God sal ken deur die blaaie van die Bybel. Hy het hom geopenbaar in Jesus Christus, ons redder en verlosser, en deur die Heilige Gees, vanuit die woord van die Here, leer die Here ons hoe om te lewe, sodat ons wysheid kan bekom, dat ons wysheid kan uitlewe, en dat ons wysheid kan tentoonstel in 'n wêreld wat wegsink in hulle dwaasheid. Daarom sê die Bybel vir ons, dat wysheid is beter as goud, en insig beter as silwer. Vers 17 sê, die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk. Hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe. Dit sluit so mooi aan by vers 16, want jy sien, as jy wysheid en verstand verkry het, wysheid en insig verkry het, dan weet jy dat God haat die verkeerde pad. God haat sonde. God haat die weg van ongeregtigheid. En deur die wysheid wat God jou gee vanuit sy woord, wyk jy van hierdie weg van boosheid af. Jy volg die weg van geregtigheid en jy weet, op hierdie pad is daar lewe, is daar oorvloed van lewe, is daar die samesyn, die samehorigheid, die liefde wat God bestem het en bedoel het. Nie net vir 'n gesin nie, maar ook vir mense in die omgewing, mense in jou gemeente, in jou kerk, vir die mense by jou werksplek. En daarom, die gemaakte pad van die opregtes is om af te wyk van die kwaad. As jy op jou wandel ag gee, sal jy lewe en lewe in oorvloed geniet. En dan kom die 2 verse daarna wat ons waarsku. Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Dit is beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om buite verdeel met die trotsaards. Vriende, u sien, wanneer Salomo skryf hy in lig van die ewigheid. Want ek het een lewe, gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Salomo sê eenvoudig, as jy te groot vir jou skoene raak, as jy trots raak, as jy hoogmoedig raak, dan is die verbreeking naby. Dink maar aan die duiwel. Die Bybel leer vir ons dat hy hom wil verhef het bo God, en bo alles wat God daar gestel het. Die duiwel was nie tevrede om 'n engel te wees van God nie, 'n diensknegt te wees van God nie, hy wil God gewees het. En wat het gebeur? Die Here gooi hom uit die hemel, 'n derde van die engele saam met hom. Ons lees in die tuin van Eden, Adam en Eva beleef 'n wonderlike utopia. Maar hulle is nie tevrede nie, want toe die duiwel vir hulle aanbied om God te wees, om soos God te wees, toe sê Eva, ek wil dit eerder hê voor God se standaard. En dis die probleem van mense in die algemeen. Mense is nie tevrede met God se deel wat aan hulle toebedeel nie. Hulle soek altyd meer en hulle soek altyd beter, en dit beteken nie, vriende, dat ons nie
ambisie mag hê nie. Maar wat dit beteken is dat baie keer het mense ambisie en hulle toon vooruitgang in die lewe en hulle maak miskien bietjie meer by mekaar en dan begin hulle trots raak. Hulle begin te veel dink van hulle self. Hulle begin neerkyk op ander. En die Here sê as jy op hierdie pad is, pas op, jou val is naby. Want as 'n God in die hemel wat sien en hierdie God sal oordeel. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, is beter om nederig te wees saam met die oogmoediges as om by te verdeel saam die trotsaard. Maar dink so aan Jakobus 4 vers 6 wat die Bybel sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Daarom is dit noodsaaklik om nederig te wees. Vriende, nederigheid is so duidelike kenmerk van 'n kind van die Here. Bid vir ons leiers dat hulle nederig sal wees, bid dat hulle wysheid sal bekom. Pas op vir hoogmoed, nie net in jou lewe nie, maar vriende ook om ander te waarsku. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, as dit die gesindheid is van my lewe, sal die val naby wees. Mag die Here ons genade gee en wysheid en insig, dat ons hom in alles kan verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.